Baie dankie, Roan, vir die moeite wat julle gedoen het. Ons het by 'n paar plekke nou al vergaderings gehou, en hierdie vergaderings, behalwe nou uit die aard van die saak, die vergaderings in die Caprivi en die Kavango en Ausenkeer, in Katatura en Windhoek, het ons nou 'n klomp vergaderings met blankes gehou. Dis die eerste keer vandat ek in die politiek betrokke geraak het, dat ons vergaderings net met blankes hou. Nie net nie. By baie ander plekke is daar swart mense wat die vergaderings ook bywoon van ons swart lede. Want ek wil hoor, of ek wil hê, dat die swart mense moet hoor wat ek vir die blankes sê. Hulle moet hoor wat sê ek vir die blankes, en ek wil hê die blankes moet weet wat ek vir hulle sê ek vir die swart mense. En ek praat van swart en wit, ek is nie 'n rasis nie. Ek praat met baie groot respek as ek van swart mense en van blankes praat, of boere soos ons noem. Ek wil begin by die begin. Jy weet, daar is 'n klomp goed wat julle waarskynlik vrae oor het. Ek hoop as ons klaar is, het ons meeste van die vrae beantwoord. Nou as dit nie so is nie, dan is julle baie welkom na die tyd te vra. Ek is nie Salomo nie, maar ons het beginsels, ons het 'n verkiesingsmanifest, en dis waar volgens ons werk. Ons party, die Republikeinse party, se beginsels is gebaseer op Christelike beginsels. Dit is van die begin af so. Toe ek die president van die party geword het, het ons die grondwet bietjie aangepas, en ek wil dit net vir julle die begin lees. Dit is die aanhef van die party se grondwet. Nou wil ek ook sommer sê, as ek hierdie goed lees, probeer nie indruk maak aan my nie. Julle weet al, julle het self al seker die ervarings gehad, as 'n ou by jou kom en jy moet hom besigheid doen, dan sê hy vir jou, hoor jy, ek wil net vir jou sê, ek is 'n Christen, jy kan my maar vertrou. En dis gewoonlik vir daai ouens wat jy moet oppas. Ons loop nie te koop met hierdie goed, anders net as om vir mense wat dit nie weet nie. Dit te sê, julle kan dit gelees op ons website, julle kan dit sien in ons grondwet, en julle kan dit lees op ons manifest. Dit is nou in Engels, maar ek is seker daarvan, Otjorongo verstaan Engels goed. The Republican Party of Namibia acknowledges God, the Trinity, as a sovereign creator of the universe, who has entrusted to humanity the right and the responsibility to rule over the affairs of the world. The Republican Party believe that Namibia must be a nation in submission to Almighty God, must promote Christian moral values. The Republican Party is committed to raising a new generation of God-fearing leaders of integrity dedicated to serving the nation. As we strive to mobilize all Namibian citizens regardless of race, ethnic origin, and bound by common democratic values to exercise their fundamental rights, en dan gaan ons so aan. Net gaan jy kyk. Een van ons belangrike goed wat ons sê is promote improved human relations and national reconciliation. Baie duidelik daaroor, en ek gaan daarby kom spesifiek, we reject abortion, ek gaan daar 'n klomp goed. Julle kan kyk, as julle die manifest in die hande kry, dan kan julle daarna kyk. Maar die lang en die kort van die storie is net, ons party se beginsels is gebaseer op Christelike beginsels. Dis nie so maklik nie, kan ek maar vir julle sê. Dis die moeilikste vir hierdie perd wat hier voor staan. Want die manier hoe jy jouself gedra, en die manier hoe jy met mense kommunikeer, is hoe jy, ek wil amper sê, geoordeel word. En ons almal maak foute, maar daar ervare mense maar net dat mense ook, ander mense dit ook weet. So ons is nie perfek nie. Ons is nie perfek nie, maar ons probeer mekaar aanmoedig
om volgens hierdie beginsels te leef, ook in die politiek. En ek dink dis net nodig dat julle dit weet. Soos ek sê, ek self loop nie na my te koop nie, maar dis net vir my tog belangrik dat ek myself verklaar wat dit aanbetref. Ek wil kom by die rede hoekom ons met die blankers gepraat. Weet jy, ons het al baie lank al het ek agtergekom dat die blankers totaal apaties geraak het wat die politiek betref. En ek kan dit verstaan. Ek kan dit verstaan. Vir jare al word die blankers beskuldig as die mense wat die grond gesteel het, plase gesteel het, wat die white monopoly capitalists is, en al die name. En dit is gedurig teen ons koppe gegooi. En alhoewel ek 'n blanke is, moes ek baie versigtig trap al die jare, dat ek, omdat ons party, die Republikeinse party, daai jare in die DTA het ons die blankes verteenwoordig in die DTA. Dus nou praat ek van 77 af. Toe was baie van julle nog lank nie gebore nie. En dit het so gebly tot ons in 2001 uit die DTA uitgegaan het. Ons het uitgegaan omdat ek net gevoel het, die DTA doen nie sy werk in die parlement nie. Jy weet, hulle het begin met 24 setels, dink ek, met onafhanklikheid. Die volgende verkiesing was dit 16 setels, toe se 12. En hulle het eenvoudig net nie hulle werk gedoen in die parlement nie. Hulle het nie na hulle mense omgesien nie, die kiesers nie, die ondersteuners nie. En dit het eintlik maar 'n Herero-party geword en toe het ons besluit ons wil nie met hulle geassosieer word verder nie. Toe het ons uit en ons het tot die Republikeinse party geregistreer as 'n onafhanklike politieke party. En van daai oomblik af was hy nie meer 'n blanke party nie. Ek kan vir u sê, as julle by ons kongresse sou kom of daar 150 tot 200 tot 250 afgevaardigdes is tot dusver, dan is daar miskien 10 of 15 blankes. Ons ledetal en ons ondersteuning is, ek wil amper sê 90% swart. En dit geld van die suide af tot in die noorde. So ons is nie 'n blanke party nie, maar ons is geëtiketeer as 'n party vir blankes. Baie blankes was bang daarvoor om met so 'n party geassosieer te word, want ons is maar bekommerd oor hulle kontrakte en wie hulle gesien word en wie hulle nie gesien word nie, en tenders en al daai klas van goed. En dit was vir my 'n groot probleem, en ek het nie regtig, ek sê dit nou vir julle reguit, ek het nie regtig geweet hoe om dit te hanteer nie. Ons het maar net aangegaan. Want op die einde van die dag kan ek sekere uitlatings doen, en ek het dit ook gedoen daai tyd dat ek in die parlement was, juis oor die grondstorie. Maar jy is teikenwild as jy 'n blanke in die parlement is. Jy is absoluut kroonwild. Jy weet, ek sal onthou, ek moet die staaltjie vertel, of die storie vertel, praat hulle oor grondhervorming, en die feit dat die blankes wat nou hier grond gekry het, daai tyd, die swart mense van die plase afgejaag het. En Kaura, wat toe die president van die DTA was toe nou die een wat dit gesê het. Toe sê ek van, weet jy wat, my oupa het 'n plaas hier in Otjiwarongo by die Waterberg gehad, Boskop. Baie van julle sal weet waar het is, hierso, daai kant toe. En hy het niemand van die plaas afgejaag. Daar was nie mense daar nie. Sê nie, maar daar was mense. Sê nie, daar was nie mense nie. Toe hy die plaas gekry het hy 4 bakens gehad, 4 penne, verder niks. Niks. En ek sê vir hom, as jy mense daar gehad het, wat het hulle gebruik vir water? Maar daar was ook nie water nie. Daar was nie boorgat nie, daar was nie gatdamme nie. Hy het die gatdamme gemaak. En hy het met sy ander goed aangegaan en gesmous met allerlei goed. Toe die Machene dam gebou is, vleis en melk en goed gaan verkoop daar, in sy plaas begin omheen, en hy het gatdamme gemaak en toe het hy water gehad. Nou, toe sit hy met sy bek vol tande. Maar dis die klas van aantuigings wat gemaak word, en die DTA het stil gebly. Hulle het nie gepraat daaroor nie, hulle het nie SWAPO aangevat oor hierdie goed nie. So, in hierdie goed, net soos die grondhervorming, dit het nie opgehou nie. Maar, dan moet ek nou besluit,
En julle sal nou weet, vroeër, dis nou anders, maar vroeër was SWAPO regtig sterk. En hy het elke geleentheid gebruik om 'n mens verdag te maak. Hulle het eendag in die parlement vir my gesê, een vakbondleier het eendag vir my gesê, terwyl ek met 'n toespraak besig is, toe sê hy vir my, in Engels nou, toe sê hy vir my, jy's net so korrup soos jou pa. Toe sê ek, nou, sê vir ons, verduidelik, wat, waar en hoe. Toe gaan sit ek. Toe sê ek, nee, vir die speaker, maar ek wag nou. Hy het nou sy kans, hy het nou hier 'n aantuiging gemaak, so, laat hy nou vir ons sê, waar was my pa korrup, waar was ek korrup? Enigiets. Ek sê te vir hom, noem my enigiets. En kyk, dis ene wat my pa my geleer het. Nie van kindsbeen af nie, maar toe ons nou al groter geword het, toe hy met die politiek ernstig begin betrokke raak het, het hy vir my gesê, jy moet vir een ding oppas, en dit is jy raak nooit betrokke by korrupsie, enige vorm van korrupsie. Jy betaal nie ou sent vir iets nie, want as jy eers daarmee begin het, dan gaan jy nie stop nie. En dan gaan hulle vir jou, eendag van die tyd gaan hulle vir jou vas vir daaroor. So ek kon daar staan en vir hom sê, maar sê vir my, hoe sit hy? Sê ek, nee, moet nie nou sit nie, jy het aantuiging gemaak. Die einde van die storie, toe begin sy eie mense vir hom lag. Toe sê ek vir hom, maar kom buitekant toe, kom sê vir my buite. As jy vir my buitekant hierdie parlement kom sê, vat ek jou hof toe. En dan vat ek alles wat jy het. Ek sê jou vrou los, maar die res vat ek. En toe sit hy met sy bek vol tande. Ek prys die Here dat ek dit vandag nog kan sê. Dat ons was nie by korrupsie betrokke nie. En ek probeer my nou nie self ophemel en ophef daaroor nie, maar jy moet 'n sekere lewenstyl hê. Nou, dis 'n heel verkeerde woord, dis nie lewenstyl nie. 'n Lewensopvatting hê wat bloody moeilik is as jy 'n leier van 'n party is. Want jy het jou mense naby aan jou wat jou baie meer met valkoos en doppe as die ouens wat 'n bietjie verder van jou af is. En jy moet probeer om 'n positiewe invloed uit te oefen. So nou doen jy dit na twee kante toe. Hier sit die blankes, hulle word nou gepeper met 'n klomp goed. Hier sit die swart mense hierdie kant. En nou, hoe stuur jy tussen hierdie goeders deur? So ek het nooit, al die jare het ek nooit enige iets gedoen of gesê wat ek pertinent die blanke se belange probeer bevorder het. In die parlement of buite die parlement, politieke toesprake, persverklarings, perskonferensies en dit is so goed. Maar ek het, toe ons begin met hierdie veldtog, of begin dink het aan hierdie veldtog, eintlik al lank voor dit, het ek net besef, daar sal iets sal moet gedoen word. Want ons kan nie so aangaan nie. Ons kan nie, die blankes kan nie aangaan om apaties te wees. Hierdie land het die blankes nodig. En nou daar 'n paar dinge gebeur wat vir my baie opgewonde gemaak het. En dit is dat van die swart mense, maar dit het al lank al gebeur by ons kongresse. Maar nou die laaste jaar, wat van die swart mense vir my kom sê, meneer, waar is die blankes? In die party, waar is die blankes? Dan sê ek, ek weet nie, hulle is hier, maar kan ons nie by ons kry nie. So, toe ek vir jaar besluit, toe ons met die veldtog begin het ek besluit, nou, wil ek baie graag met die blankes praat. Ek kan nie vir julle enigiets beloof nie, ek kan nie vir blankes enigiets beloof nie, hierdie party, ja, verskoon my dat ek nie met hierdie Jesus dingetjie om my staan, dis vir daai besigheid, want hierdie goed word opgeneem, dis hoekom ek hierdie mikrofoontjie hier het, dit word opgeneem en dan versprei. En ek hoop die ouens wat daarna luister, vind baie daarby. Net laat hulle kan sien, ek is in die RP, want ek het al 'n ding, ons het nou nie, ons het vir ons 'n backdrop laat maak, of ons is besig, maar hy is nog nie klaar nie so. So ek kan nie, hierdie party, die Republikeinse party maak geen beloftes nie. Nou. Ons het nog nooit beloftes vir mense gemaak nie, en ons sal dit ook nooit maak nie. Ons kan nie vir mense sê, as julle vir ons gaan stem, dan gaan ons vir julle plase gee. Ons gaan sorg dat julle plase kry. Ons gaan sorg dat julle kinders minder skoolgeld betaal. Ons gaan sorg dat julle werk kry. Jy kan ons nie doen nie.
As jy nie seker is dat jy in beheer gaan wees, dat jy die mag gaan hê om dit te doen nie. Het sy dit in 'n dorp is, soos byvoorbeeld Otjiwarongo, as jy nie die raad oorheers nie, praat nie van 2 of 3 setels nie, ek praat van die meerderheidssetels. En dieselfde in 'n streek, kan jy vir mense niks beloof nie. En dis wat al die ander partye doen. En die mense is so desperaat, hulle val daarvoor. Ek praat nou meerendeels van die swart mense. Ons maak nie vir mense beloftes nie. Julle sal sien agter op daai T-shirt van Eben, is ons enigste belofte wat ons maak is, make us strong and we will make you strong. Maak ons sterk, dan sal ons vir julle sterk maak. So met die gevolg is, ons kan vir die blankes sê wat ons doen, ons kan vir hulle sê waarvan ons staan, en dan moet hulle besluit, wil hulle ons ondersteun of wil hulle ons nie ondersteun nie. Ek kan net vir een ding sê, die swart mense nie net in die party nie, buitekant die party, en ons ervaar dit, ek kan amper sê waar ek kom, met vergaderings met die swart mense, wat vir ons sê waar is die blankes. En nie in 'n beskuldigende toon nie, hulle is bekommerd. Hulle is bekommerd. Hulle begin al meer en meer sê, daai tyd voor onafhanklikheid het dit met ons beter gegaan as nou. Hulle is baie armer, en hulle is desperaat, en die werkloosheid, weet julle, gaan alleen na 60%, oor 60%. En hulle sê met die boere het geweet, hoe om die ding te doen. Met Transnamib, met Air Namibia, en jy kan daar goeders opnoem, een na die ander, na die ander, na die ander, het gewerk, nou werk het nie. En dit is die rede hoekom hulle, in ons party is die mense opgewonde om blankes in te trek. Ek is jammer, ek kon nie vanaand van ons bestuurslede saamgebring het, dat hulle met julle praat. En as julle agterkom, dit is nie vals nie. Dit is nie vals nie. Hulle soek die blankes. En nou wil ek vir julle net dit sê. Jy weet, ek vat myself as 'n voorbeeld. Ek het hier op 'n plaas, Luisiespoy het groot geword tussen Oudtshoorn en Otawie. Oudtshoorn skool gegaan, in die laerskool. Dit is seker nog die beste laerskool, as ek dit nie mis het nie, in die land. Dit was. Toe hoërskool toe in Oudtshoorn, staan het 6, en toe soos nou Windhoek toe paar dit in die politiek betrokke raak. Daar gematrikuleer, lugmag toe vir my jaar weermag. Toe is ek Stellenbosch toe my graad gekry, ingenieursgraad, teruggekom by Waterwese gewerk, en toe later na 'n privaat firma toe. En nou is ek vandag hier. Ek was bevoorreg. Was geen argument daaroor nie. Soos hulle sê, voorheen bevoorreg. Miskien nog steeds bevoorreg. Baie van die swart mense, baie van julle wat hier so sit, was ook en is ook bevoorreg. Julle het ook al geleenthede gehad, maar baie swart mense het dit nie gehad nie. Baie het dit wel gehad, selfs met die sogenaamde Bantu onderwys wat hulle sê, wat dan so sleg was, wat doodseker beter is as die onderwys wat die mense vandag kry, ons kinders. Daar's top spesialiste in Windhoek wat swart is. En hulle het nie nou geleer en hulle het nie nou gekwalifiseer nie. Daar's ander wat professore is, daar's ander wat dokters, wat nou nie mediese dokters is, maar doktersgrade gekry het, met daai sogenaamde swak onderwys. So daar is van hulle wat voorheen ook redelik bevoordeel was, maar die meerderheid, oorgrote meerderheid was voorheen benadeel. Nou sê ek net, wat is my verantwoordelikheid as 'n Namibiër, wat in hierdie land bly, wat vrek oor hierdie land? Wat is my verantwoordelikheid? My verantwoordelikheid is om my kennis en my ervaring te gebruik, om hierdie swart mense te help ophef, dat hulle 'n beter lewensstandaard kan hê, want soos dit nou gaan, kan dit net nie aangaan nie. En ek sê nou vir u, dis nie die blankes se skuld nie, dis SWAPO se skuld. Maar die ding moet omdraai. Hy moet omgedraai word. Ons kan nie langer so aangaan nie. Maar die mense wat die rol gaan speel, sê ek nou vandag vir julle, is die blankes. Daar's geen twyfel aantrek nie. Hierdie land het die blankes se kennis en ervaring nodig. Kom ons vat nou maar net ek kom later weer by die landbou storie, by in die Kavango byvoorbeeld. Jy weet, ou Sam Nujoma het gesê, daai jare toe hy nou president geword, toe sê hy
die Kavango en die Caprivi gaan die breadbasket van Namibië word. Nou, ek weet nie wie van julle was nou onlangs daar nie, ek kom redelik gereeld daar. Hierdie sogenaamde green scheme projekte wat hulle begin het, totale gemors. Dit was nog nooit 'n sukses nie. Bloot omdat hulle nie mense het wat bevoeg is in die eerste plek om te besluit wat daar gedoen moet word nie, en dan in die tweede plek om die ding behoorlik te bestuur nie. En ek sê dit reguit. Dis nie die swart mense se skuld nie, dis die regering se skuld wat mense in plek sit, in posisie sit wat hulle onbevoeg is. Daar's tot ministers, meeste van hulle is onbevoeg. Dink as jy 'n swart pak kan aantrek en jy kan agter 'n lesenaar sit en 'n pen in jou hand sit, dan kan jy 'n minister wees. Dit werk nie so nie. Dit het nou 34 jaar vir hulle gevat, tot die mense in die land begin sê het, maar genoeg is nou genoeg. En dis wat die swart mense nou vandag sê. Genoeg is nou genoeg. So wat dit dan betref, wil ek net vir julle motiveer en vir julle sê, regtig mense, terug te kom na die Kavango toe. Ek het 5 jaar terug, het ek probeer om daai een projek in Ndongalilene aan die hande te kry. Hy is 12 jaar gelede gebou vir 225 miljoen. Hy state of the art. Hy het alles wat jy, die een pivot praat omtrent met die ander en sê, nie so baie water vat nie, ek wil 'n bietjie hê. Dis ongelooflik. Nog niks behoorlik geproduseer nie. Gaan ek na die minister toe en ek sê vir hom, ek wil daai projek hê. Gee hom vir my. Ek was bereid om met die politiek uit te gaan. Laat ons daai projek kan vat en laat ons vir hulle kan wys, hoe doen jy dit? Ek het 'n vriend wat is in Zimbabwe, is wat 3 plase verloor het daar. Ek het nou toevallig gehoor, hier is iemand van B2 Gold. Maar daar agter, hy kruip weg. Daar is hy. Jeremy Ford, wat daar by julle is. Toe het ons gegaan en ons het toe aansoek gedoen vir Ndongalilene. En ek het vir die minister gesê, kyk, ek soek nie 'n gemeenskap in die omgewing. Dis daar naby, dis by Sotemo. Ek soek nie 'n gemeenskap wat nou saam my gaan aansoek doen vir hierdie grond of vir hierdie projek. Want dit was mos nou Black Economic Empowerment en laai glas goed wat sprake was. Ek sê vir hom, ek wil daai projek hê. Ek het vir Jeremy daar gehad, absoluut kundig is, as jy nou sien wat hy by B2 Gold aanvang, maar hy besproeiingsprojekte wat hy daar doen nou vir hulle. Sê ek vir hulle, dis my projek. Daai wins is ons wins. Ons sal ons sosiale verantwoordelikheid nakom, ons sal 'n skool bou, ons sal 'n kliniek bou, ons sal sportvelde sal ons opgradeer, ons sal die boere langs die Kavango rivier sal ons help om hulle groter plantasiekies, as ek dit nou so kan noem, besproeiingsgrond groter te maak, beter saad te gebruik, die regte goed te plant wat 'n goeie kontant inkomste het. Al daai goed. Ongelukkig, net toe die ding omtrent goedgekeur is, toe word Motorwa verplaas van landbou af na werke toe. Van toe af het ons probeer, ons sou daai tyd, ek weet nie hoeveel 1000 avokadopeerbome opgevat het, so toe daar geplant het, al langs die rivier af. En al die boere gehelp het en probeer help om dit groter te maak. Hoekom sê ek dit? Ek sê, dis my hart. My hart, dis Henk Matsch se hart, om dit te doen. Dis al hoekom ek nog in die damn politiek betrokke is. Om te kyk of ons iewers 'n verskil kan maak. Iewers kan help. Nou, ek is nie die enigste blanke nie, wat so iets kan doen nie, of wil doen nie. Ek is seker daarvan, daar is dalk van julle wat hier so sit, wat dit kan doen. Dis wat ons moet doen. Ons het kontakte in die Kavango, ons het kontakte by die regering. Ek is nou net te besig met 'n klomp ander goed, en ek is ook nou nie meer 50 jaar oud nie. Maar dis wat ons moet doen, ons moet opgaan soontoe, en ons moet mense kry, wat daai klas van projekte begin. Ons praat van voedselsekuriteit. Ons kon nie net na onsself gekyk het as ons daai projekte gedoen het, en begin doen het daai tyd nie. Ons kon kos uitgevoer het, nou voer ons kos in. So, en ek sê dit nou vir julle, en ek sal dit voor die swart mense sê, as hulle hier gesit het, die inisiatief van daai goed,
gaan van die blankes afkom. Die sukses van daai projekte gaan van die blankes afkom. Wie mekaar se sê beter aan die bushie, dis die feite. Maar dan moet ons dit doen. Daar's dalk ander projekte wat gedoen kan word in ons wringe omgewing. Ek het jare gelede, nou, hoe kom ek dit sê, nou kan mense sê, maar wat is hier nou eintlik om te doen? Elke ou is maar besig met sy eie ding. Jare gelede is ek op Kois. Nou het ek daai, wat is die man met die Uries gebou het? Ewert Smit. Ewert en so 'n paar ander manne daar in die hotel, nou so 6, ek het toe 'n vergadering daar in die woonbuurt gehad, maar ek wou toe eers net 'n bietjie met hulle gesels, want toe het ek nou hierdie idees van projekte in elke dorp, want ons groot krisis wat ons in die land mee sit, is, vat dit enige plek, vat Kois, Arnos, Kogas, die families is uit mekaar uit, praat van die swartes, want die pa gaan werk in Oranjemund, maar daar is nie werk in Kois nie. So, dan is hy nou weg, dan sit die ma daar, sy moet nou na die kinders kyk. En hulle het ook nie werk nie. Hulle kry nou maar so, nou en dan kry hulle nou geld van Oranjemund af van die pa af. Die dogter verkoop haar lyf daar om geld in die hande te kry, en die seun begin dwelms gebruik. Dit is chaos wat in ons land gebeur het, en eintlik nog steeds gebeur. Toe het ek nou maar gedink, maar as mense so sulke projekte kan begin, dat die paas by die huis is, as hy vanaand klaar gewerk het, dan gaan hy huis toe. Nou op Kois, nou sit ons met Ewert en die mense daar. Nou sê ek vir die kerels, kom ons dink 'n bietjie, wat kan mense hier op Kois doen? Nee, wat hier kan, wat? Met die swart mense, nee, hulle is so lui, hulle is net meestal dronk van die moratoria. Maar ons het toen nou gesels, ek het 'n bietjie tyd gehad, op die einde van die dag, toe ons nou eers net begin rustig gesels en ons koppe bietjie oopmaak, toe het hulle 6 projekte wat hulle aan die gang kon kry daar om werkverskaffing te doen vir die mense. Maar, en dit is nou nie teen die mense van Kois nie. Ek weet nie of hulle gedink het, ek moet dit doen nie. Ek kan dit mos nie doen nie. Hulle moes dit gedoen het. En ek kan mos nie aan mekaar gaan sit en motiveer en sê, maar verdomp, het julle begin, maar begin nou, doen dit nou. Dis wat ek probeer sê, is ons moet inisiatief neem, ons moet dink wat gedoen kan word, en jy doen dit op die einde van die dag. Is die tipe van projekte wat jy doen, is vir jou eie sak, dis, die wins is jou wins, maar jy het 'n sosiale verantwoordelikheid. En ons land het 'n sosiale verantwoordelikheid. Ons is nie net, en ons kan nie net daarop staat maak om 'n kapitalistiese stelsel te hê nie, vergeet dit. Ons het te veel arme mense en werkloosheid in hierdie land. Daar gaan 'n groot mate van sosialisme inkom in ons regeringssysteem. Moet so wees. Want daar moet na hierdie ander mense gekyk word tot die situasie weer genormaliseer is. Waar daar genoeg werk is dat ons mense nie werkloos is en arm is, en dit kan gebeur. Daar is nie 'n argument daar nie. Dis moontlik. Ons is 3 miljoen mense in hierdie land. Dis al. Ons het so wat ek vir julle net wil sê, as julle nou vanaand een ding hier wil wegvat en gaan top en dink en wat kan julle doen? Wat kan julle doen? Maak nie saak hoe oud of hoe jonk jy is nie. Wat kan ons doen? As jy nou wragtig niks anders kan doen nie, en jy is lus om by die Republikeinse party nie aan te sluit, jy hoef nie aan te sluit nie, man, stem net vir ons, dis al. Ons het nie hier, ek hoor nou dag gesê iemand van my, meneer, waar kan ek 'n vorm kry om aansoek te doen om lid te word van die party? Ek sê my woord, ons het nie tyd vir sulke goed nie. Ons is in die party, ons is nogal baie onorthodox. Ek sê man, stem net, maar kom help ons dan nou. Met ander woorde in die verkiesingstyd. Diens te doen by stembusse. Plaasboere wat hulle mense aanry as ons 'n vergadering in 'n area wil hê, dat hulle die mense soen toe bring, dat ons met hulle kan politiek praat, dan hoef ons nie van plaas na plaas na plaas te gaan nie. Stemdag om hulle mense aan te ry na die stembusse toe. Dis al klaar 'n klomp hulp daai, wat vir ons baie, baie help. So ek wil vir julle regtig sê, weet net een ding. Weet net een ding vir julle wat hier sit, blank is.
het 'n baie belangrike rol om te speel. En ek kan vir julle sê, wat ons voor gaan beklei, ons is subtiel daarmee besig, en as dit nou sê subtiel, dan klink dit nou asof ons nou hier dingetjies mee doenig is, wat ons nou gaan hoop, en ewe skielik gaan dit gebeur. Dis nie dit nie. Affirmative action, black economic empowerment, daai gemors moet nou stop. Daar is nie meer plekke daarvoor in hierdie land nie. Na 34 jaar, ek is nie 'n tweede rangse burger in hierdie land as 'n blanke nie. Ek is nie. Ek weier om te wees. Ek is 'n vol eerste rangse burger van die hoeveelste geslag. Ek wil so behandel word soos enige ander ou. En ek sê nou vir u, as dit nodig is, en dit sal miskien nodig wees, dan dink ek moet ou hierdie ding hof toe vat. Ek weet dit staan in die grondwet geskryf, Namibiese grondwet. Ek weet dit staan daar. Maar dit maak voorsiening vir sekere regulasies wat aangekondig kan word deur die minister, en dit is nou wat hulle gebruik het om nou, en kon ek maar nou vir u sê, baie van u weet het, julle is in die besigheid. SWAPO, die regerende party, het affirmative action, black economic empowerment, land reform gebruik om hulle self te verryk. Dis al. Hulle het geen plan gehad om die swart mense op te hef in die proses nie. Hulle het nie. Hulle het geweet die maklikste manier is vat die blanke en sê van jy moet nou met die swarte saamwerk. Dan kry hy nou mos nou deel van die inkomste van die maatskappy. Jy het nou 'n vernoot. Hy het nie 'n sent nie. Hy het ook nie reg kennis nie. Hy kry jy daarom 'n ou wat so naaste by iets weet. Maar jy moet hom nou invat. Dit werk nie vir ons nie meer so nie. Dit kan nie verder so werk nie. En ek dink die vinnigste wat 'n mens hierdie ding gaan uitsorteer is, ons moet hof toe gaan. En ons moet gaan sê, dit, in 'n land soos Namibië, ons blankes is nie tweede rangse burgers nie. Punt. En julle stop nou met hierdie goed, en julle haal dit van die wetboek af. Ons gaan in elk van 'n ander regering hê na November. Ek kan dit maar vir julle sê, tensy SWAPO grootskaals gaan korrupteer, dan sê ek vir jy, hy kan hierdie verkiesing nie wen nie. Hy kan hom nie wen nie. Ons kom by baie plekke, praat met baie swart mense. Hulle is moeg vir SWAPO. Ek weet nie wat julle ervaring is nie, by die mense met wie julle praat nie, hy kan hom nie wen nie. My vermoede is, ons gaan 'n regering hê van amper soos in Suid-Afrika, van nasionale eenheid, wat uit verskeie partye gaan bestaan, en dit is hoekom ons in die Republikeinse party probeer, ons werk baie hard, om soveel as moontlik setels in die parlement te kry, dat ons 'n force is, na die tyd, in so, noem het nou maar 'n koalisie, wat ook al besluit gaan word. Maar dat ons met kwaliteit mense daar sit, wat 'n rol kan speel. En dan in daai regering kan ons hierdie goed dan direk aanspreek. Dalk is dit nie eens nodig om hof toe te gaan nie. Want ek weet, as ons met die oppositie praat, en sê hulle vir die mense lieg, en ek kom nou daarby, oor wat ek met hulle gaan doen, dan moet hulle met ons saamstem. Want almal vry na die blankes. Ek vry nie na die blankes nie. Ek sê dit vir julle reguit, julle kan stem net waar julle wil. Ek voel net, dit is my plig om vir julle te sê wat ek dink, en wat ek sê, en hoe ek jy goed sien. Dan is dit elke ou se verantwoordelikheid met sy eie wil. Dis wat die Here vir ons gee, hy het vir ons eie wil gegee, en ons kan daai besluite neem. Maar ek glo, as ons so 'n regering het, dan gaan ons hierdie goeders, gaan ons dit verander. Ons kan nie langer so aangaan nie. Ons loop, ons blankes, as jy by 'n amptenaar kom en hy behandel jou 'n bietjie sleg, dan is dit asof jy, excuse meneer, sorry, okay, I'll come back later, don't worry, I'll come back later. Terwyl, as jy daar staan, en 'n gedraam soos 'n vark, dan sê jy vir hom, luister, met wie dink jy praat jy? Net so, met wie dink jy praat jy? Jy is 'n amptenaar, en jy gedra vir jou, en jy praat met my ordentlik, wie is jou baas? Dis soos ons moet begin praat. Jy moet staan op jou regte, as 'n burger van hierdie land. Ek het nou vandag weer 'n storie gehoor, ek het nou gelukkig vergeet wat dit is, wat iemand dieselfde tipe ervaring gehad het.
En dieselfde as jy aansoeke doen, daai goed wat by die ministerie lê. En of dit by Home Affairs is. Ek het 3 groot fights met Home Affairs gehad. En gelukkig die man wat nou daar kyk, hulle is mos nie meer permanent secretaries nie, dit was nou te 'n simpel benaming geweest, so hulle het nou executive directors geword. En nou die adjunct, die deputy executive director by Home Affairs, gelukkig is 'n nuwe ou, swart man, kom met hom goed klaar, maar ons het groot fights en argumente gehad oor wat daar aangaan. Dit is skrikwekkend. En ek wil nie eers vir julle vra of julle al ervarings gehad het met Home Affairs nie. Ek het op 'n stadium gedink ons moet dit adverteer dat as mense probleme het, dat hulle vir ons sê, nou help ons hulle, want ons het nou 'n hele paar mense gehelp. Maar weer eens, dis nie vra nie, jy sê, waar is die wet? Wat sê die wet? Die wet sê dit en dit en dit en dit, nou hoekom is hierdie ding nie gedoen nie? Ek moet nie vir my sê, ek moet môre terugkom, ek sit nou hier. Jy vind nou vir my uit. Wat is die komitee se probleem dat hulle hierdie ding nie wil goedkeur nie? Dit is die klas van goed wat ons moet doen. Ordentlik, so ordentlik as wat jy kan, terwyl jy bloed kook, maar jy doen dit. En jy staan op jou regte. Dis wat ek wil sê van die blanke storie, mense. Ek is nou nie besig om julle te probeer, soos Rassie Erasmus, opsweep, om nou hier 'n groot wedstryd te gaan speel nie. Ek wil net vir julle sê presies hoe ek die ding sien. En aanvaar maar. Ek het so bietjie ervaring, nie so baie nie, maar ek het so bietjie ervaring. Dis net vir my baie sleg as ek nou by plekke kom waar ek vroeër een van die jong ouens was, nou kom ek agter my, ek is een van die meer ouer ouens, daar is baie jong ouens wat jonger as ek is. Maar dis nou maar die tyd. So dis wat die blanke storie aanbetref. Julle kan as daar 'n vraag is oor dit, dan is julle baie welkom om na die tyd dit ook te vra. Ek het gepraat oor die landbou, net 'n bietjie verwys daarna. Jy weet as jy nou net vat die Kavango, is veronderstel om die tweede rykste streek, potensieel, die tweede rykste streek in die land te wees. Hy is op die oomblik die tweede armste. Daai mense vrek van die honger. Jy kom daaraan, as jy daai pad ry van Rondo af Diwondo toe, dan is dit jong meisiekindertjies wat met daai swaar kanne water moet loop kilometers na hulle huise toe. 34 jaar na onafhanklikheid. Ons kan dit mos nie toelaat nie. Maar weer eens, dis hoekom ek sê, daar kan iets gedoen word. As ons dan nou nie die regering kan oortuig nie, dan moet ons sorg dat ons die streek oortuig. Dis waarmee ons op die oomblik besig is. Ons het 'n paar topmanne op die oomblik in die Kavango waar daar werk. En ek is bietjie opgewonde. Ek gaan nou vir 2 weke soontoe, 2 weke Kaprivi toe. Ons gaan daai plekke, gaan ons baie hard werk. Ons moet oplossings skryf vir spesifiek daai goed. Eenvoudig. Ek kan vir u sê, as ek die president van hierdie land sou word, ek dink 'n klomp swapers gaan weghardloop, heeltemal weg. En die ouens wat ek agter hulle gaan aanstuur is die Chinese. Hulle gaan so 90 dae hê om hulle goed te pak en te ry. Maar die goed wat die oplossings in hierdie land om in hierdie land te bly waar daar vrede tussen die wit mense en die swart mense, en dan nie net tussen wit en swart nie. Vrede tussen die Oshiwamo sprekendes, die Herero sprekendes, die Tswanas, Damaras, Boesmans, die San mense en die Kawangos en die Kapriviane en almal. Weet, hulle is maklik om skerp te praat oor die blankes. Maar die ander bevolkingsgroepe is maar net so skerp teenoor mekaar. En hulle kom weg daarmee. Is ook nie reg nie. Ons bly in hierdie land en ek wil vir u sê, daar is by my een ding wat by my geen twyfel is. Julle het vriende uit Suid-Afrika wat kom kuier hier. En dan sê hulle vir julle, en ek kan dit sê, want ek weet hulle sê dit vir julle, ons mense is so vriendelik.
vulstasies, supermarkte, waar hulle ook al goed kom, waar hulle goed koop, dan praat ek van ons swart mense, is so vriendelik. Ons mense in hierdie land, ons swart mense, is sonder twyfel die beste in Afrika. Hoor wat ek vir julle sê. Vredelievend, goedgesind. God man, ons kan nie eens vir hulle kry om daar 'n winter by mekaar te kom en 'n protesoptogte en te toi soos wat hulle in Suid-Afrika doen nie. Hulle stel eenvoudig nie belang nie. Dis nie in ons DNA nie. Ons het top swart mense in hierdie land. Ons het top wit mense in hierdie land. Al wat ons moet doen is, ons moet uit ons pad uitgaan om mekaar te respekteer vir die persoon wat hy is. Behandel net 'n persoon met absolute respek, al is hy dronkie langs die straat, of enige ander plek, in 'n winkel. Al sou jy 'n bietjie vies maak, probeer dit net. Hulle het al baie gesê, jy kan teen enigiets beklei, maar jy kan nie teen liefde in 'n goeie gesindheid beklei nie. Jy kan nie. Behandel hom met absolute respek en vir haar met absolute respek en jy sal hy respek terugkry. Ons het die kwaliteit, die mense kwaliteit in hierdie land om dit te doen. En dis iets wat ons moet oppas. Ons kan nie toelaat dat dit versleg nie, want ons probleem is ons swart mense kry vrek swaar. En hulle is desperaat, die jong mense is desperaat, hulle kry nie werk nie. Hulle sit met kwalifikasies, maar hulle kry nie werk nie. Nou is daar allerhande sulke uitlaatkleppe, wat hulle miskien vir 'n ding hier vies raak, wat daar wil ouens nou soos 'n job om 'n panda wat nou wil, dan wil hy die rooi lyn skuif, en dan wil hy dit doen, en dan wil hy dat doen, maar daar's altyd so 'n rassistiese ding by betrokke, want dit is nou weer kom van apartheid se tyd af. Moenie vir julle steur aan hierdie aktiviste. Jy gaan altyd mense kry wat radikaal is in enige gemeenskap, en hulle is gewoonlik die groot bekke. Die mense wat gematigd is gewoonlik die ouens wat stil bly, en laat dit net verbykom. Ons moet nie vir ons aan hulle steur nie. En as julle van julle, wat ek nie glo sal wees nie, redelik radikaal blank is fyn. Is fyn. Maar onthou nou net, julle werk met mense wat deel is van 'n totale bevolking. En ons groot verantwoordelikheid is om rekonsiliasie in hierdie land tot stand te bring. Swapo het geval, heeltemal geval daarmee. Dis ons werk, en dis julle jong mense se werk om daai ding vorentoe te vat. Want ons het nie 'n keuse nie, ons moet, maar ek is seker ons wil ook met mekaar saamwerk, dat ons die omstandighede in die land kan verbeter. Dan kom ek by 'n ander punt, wat ek ook ons standpunt baie duidelik wil stel, en dit is hierdie LGBTQ, ek noem het LGBTQ alfabet, wat ook al alles nou daarby kom. Ons is baie duidelik, in ons grondwet staan dit, nie in ons grondwet nie, dit staan in ons manifest. As ons klaar is en jy het nie 'n manifest gekry, weet nie waarom te kry nie, vra net vir Eben op die website waar jy dit kan kry. Punt nommer 1. Ons is teen abortus. Ons sal nooit ooit stem dat abortus by aanvraag gedoen kan word nie. Nooit. As gevolg van ons beginsels. Dit is eenvoudig. As 'n kind, as daar conception plaasgevind het, wat is dit, dokter? Bevrugting plaasgevind het, dan is dit 'n mens. Punt. Dan is dit 'n mens. Tensy dit die ma se lewe in gevaar stel. Ek wil nie so ver gaan om te sê, en ek is versigtig om te sê, wanneer 'n vrou verkragt is, wat maak jy dan? Ek weet nie. Ek weet daar is baie mense wat frik om kinders aan te neem, maar om van 'n ma te verwag om daai kind te dra tot dan, ek weet nie, ek het nie 'n oplossing daarvoor nie. Ek wil ook nie vir my uitspreek hou nie. Dis die enigste ding wat ek onseker is. So, dit is wat abortus betref. Wat homoseksualiteit betref, is ons baie reguit. Punt nommer 1, my Bybel, en dis die enigste Bybel, sê dit is verkeerd. Homoseksualiteit is verkeerd. Punt. Maar,
Dieselfde Bybel sê, ons mag nie oordeel nie. Nie vir ons om te oordeel nie. Om mense wat sê hulle is homoseksueel nou vir hom af te kraak of teen hom te diskrimineer. Dis nie vir jou om te doen nie. Dieselfde Bybel sê, ons moet mekaar lief hê. Ons moet mekaar respekteer. Doen net dit. Doen net dit. Ons hoef nie 'n groot issue daarvan te maak nie. Die probleem wat in hierdie land begin het, is toe die mense wat aan hierdie LGBTQ groep behoort, nou begin aandring het op goed so selfgeslag huwelike wat ons glad nie sal goedkeur nie. Glad nie. Ek meen, dis 'n ding wat die duiwel ingedra het. En dit maak mos nie elk van die sin nie. So, ons sal daai goed, sal ons nie goedkeur nie, maar hulle het toe nog gekom en nou wil hulle hierdie goed met wetgewing, wil hulle vir hulle self regte toeëien. En dis waar hulle die fout gemaak het, en ek sê dit vir hulle. Bly stil. Hê jou lewe as homoseksueel, wat jy ook al wil doen, doen dit. Maar dis jou privaat lewe, gaan daarmee aan. Maar moenie dit in die res van die bevolking se gesig kom indruk en sê, maar ons moet dit nou met wetgewing goedkeur nie. Ons sal dit nie doen nie. Ons sal dit nie doen nie. Maar, en ek ken baie van hulle, ek ken baie mense wat homoseksueel is oor die algemeen frik nice mense. Mooi persoonlikhede. Sagte mense, vriendelik, liefdevol. Ek het nie 'n probleem om van hulle lief te wees en van hulle te hou nie. Ek het nie. Ek sal nooit hulle lewenstyl goedkeur nie. Nooit. En ek sê dit vir hulle. Maar dan het ek dit gesê, dan is dit klaar. Dan gaan ons aan. So net dat julle weet, dat dit is wat ons standpunt betref. En dis nie onderhandelbaar nie. Daar gaan nie, in ons party is daar nie iemand wat gaan kom en sê, nee, maar ons moet daai ding nou verander, ons moet dit en dat. Dis nie onderhandelbaar nie. Grondhervorming. As ek die president van hierdie land sou word, wat sal ek doen? Ek sal elke enkele plaas wat uitgegee is onder grondhervorming en al die plase wat gekoop is met daai Affirmative Action Loan Scheme, ek sal dit laat ondersoek. En as jy nou praat van expropriasie, wat is dit? Onteiening. Ek onteien die hele blyde lot, almal. Vat al die plase terug. Ek sit hulle terug in die pot. Hierdie plase wat hulle so 5000 hektaar, julle boer hierso. En jy weet, nou sit jy met 'n plaas van 5000 hektaar. Nou right, val as in 'n bietjie bosondringing en so en jy moet mooi boer om geld te maak uit so 'n plaas uit. Dis nie sommer enige ou wat dit kan doen nie. Nou kom hulle en dan sny hulle daai plaas in 4 dele. Dan gee hulle van die swart mense 1 kamp of 2 kampe en daai ou kry 2 kampe om te wat? Om te wat? Dis weer bestaansboerdery, maar daai plase is uit die mark uit. En die meeste van hierdie, as jy nou hier Windhoek uit daai plaas hierso wat hulle so daai fabriek opgesit het, al die brothers wat iewers geld gekry het by die regering. En dan koop hy nou vir hom so 'n plaas en hy sit vir hom hierdie goeders op en hy span hierdie wildweerende heininge en verder gaan daar op daai plaas niks aan nie. Dan gebruik hy dit as 'n naweekplaas, 'n vakansieplaas. Ja, hy is my buurman, hy sy werk as poutsman. Ja. Ja. En dan daai plaas is uit die mark uit. Hy lewer geen ekonomiese bydrae. Hy sal ook nie. Dieselfde met die plase wat so opgesnipper is en vir resettlement gegee is. Daai plase is uit die mark uit. Ek sal daai plase almal terugvat. Die laaste een sal ek terugvat en ek sal sê af. Dan begin ons van voor af. Dan soek jy boere, swart boere wat die potensiaal het om te kan boer. En jy vat hom en jy sit hom op daai plaas en jy gee vir hom finansiële hulp en jy gee vir hom tegniese hulp wat baie van ons boereverenigings in elk geval doen. In Kamiap omgewing Oudtshoorn en ek dink jy by julle sal dit dieselfde wees. Dit sal nie anders wees nie. Is om daai boere wat jy sien wat 'n ordentlike boer is en wat kan boer vir hom te help. En dan gee vir hom tyd om homself te bewys. 5 jaar. En as hy dit reg gekry het en hy boer vorentoe, dan gee vir hom die plaas. Dan is dit sy plaas. Dan kan hy dit as sekuriteit gebruik om geld by die bank te kry om sy boerdery uit te brei. Natuurlik onder toesig. Jy gee nie net vir hom 'n plaas en laat hy eenvoudig net aangaan nie. Hy sal moet om in daai 5 jaar bewys het. Maar wat ek net probeer sê is, as ons dit gedoen het van die begin af, het ons honderde swart boere in hierdie land gehad
wat bygedra het tot die ekonomie. Ook belasting betaal het, alhoewel boere betaal mos nie belasting nie. Of hoe sê ek? Nee, ons weet. So, maar ten minste 'n bydra tot die ekonomie gelewer het. Ek weet nie wat die syfers deesdae is by Meatco en die plekke van hoeveel bees nou aangebied word vir verslag, maar ek praat van onder normale omstandighede. Maar hierdie ander plase van Blikke Kanaal, hierdie land reform, daai plase is weg. As ons dit so gaan los, is hulle vir ewig weg. Vir ewig. Hulle sal nie weer 'n bydra lewer nie. So, of ons dit gaan regkry, I don't know, mense moet kyk. Maar ek hoop, ons sal iets kan doen. Ek kan onthou daai jare, en dis nou seker Pa Dirk was net uit die parlement uit. Toe het ons so 'n dokument, wat hy toe hy by die Kalkveld Boerevereniging nog was, het hulle so 'n dokument opstel. Land Reform Plan. Uitstekende dokument. Vir Pohamba gaan gee toe hy nog die minister was. Ek dink toe ons daar uitstap, het hy my die snippermandjie gegooi. Plaas hulle net 'n bietjie gekyk. So, wat ons daaraan gaan doen, is ek nou nie heeltemal seker nie, maar daar sal moet gepraat word, en as 'n ander regering in bewind kom, dan sal daar moet indringend daarna gekyk word. Want die plase wat so uitgegee is, vir vir hervestiging, ek praat nie van hierdie brothers wat so die goed by die Agribank lenings gekry het, en soos jy nou sê, daai manne, praat nie van hulle nie. Maar die ander ouens, dan kry jy 'n ouens op die plaas, want hy het nie self nie genoeg vee nie. Dan kry hy sy broers en susters en ooms en tannies met hulle beeste, skape, bokke en donkies, en as hulle op die plaas, dan betaal hulle vir hom kamptig ietsie, en dan trap hulle die plaas, vertrap hom, en as daar nie meer gras is, dan gaat hulle. En nou het hy nie meer inkomste nie. En dan moet die staat weer kom help. Dan moet die staat maar weer vir hulle kom betaal. So die hele grondhervorming ding van SWAPO is 'n totale mislukking van voor tot agter. So ek sê mense moet kyk wat jy daaraan kan doen. Dit gaan 'n massiewe effort wees en kos om daai ding te probeer regstel. I don't know. Dan wil ek kom by ons natuurlike hulpbronne. Jy weet, as my syfers reg is, dan skuld Namibië op die oomblik $127 biljoen. Dis ons buitelandse skuld. 127 soets biljoen. As jy dit opdeel, dis Namibië se skuld, so dis ons skuld. Ons is mos Namibiërs, ons bly mos hier. Dis ons land se skuld. As ons dit deel deur die hoeveelheid mense in die land, dan skuld elkeen van ons 64 miljoen. Van die babetjies tot almal. 64 miljoen. Nou hoe gaan ons daai 127 biljoen kan terugbetaal? Met wat? Ons myne is 'n gemors. Ons kan nie regtig inkomste nie. Visbedryf wil ek nie eens oor praat nie. Toe het ek nou 'n opmerking gemaak wat ek baie sterk oor voel, en ek is nou iemand wat my verskriklik aangevat het, maar ek dink hulle het dalk die ding nou nie heeltemal lekker verstaan nie. Weer eens, as ek die president van hierdie land is, gaan hierdie myne anders opereer. Ons Iran myne, wat die Chinese het, wat groot geld maak uit ons Iran uit. En dan wil ek nou nie syfers noem nie, want ek kan nou baie maklik weer verkeerd gekwoteer word. Die lang en die kort van die storie is, die geld wat hulle verdien uit ons hulpbronne uit, is van so aard, ja, wat ek liewer so sê, die geld wat hulle verdien uit ons hulpbronne uit, in vergelyk met die belasting wat hulle betaal in die royalties nie, wat ook al, wat hulle moet betaal, is net eenvoudig nie goed genoeg nie. As jy nou vat 'n land soos Namibië, sy natuurlike hulpbronne behoort aan elke persoon in daai land. Dis nie die regering se nie, die goud, die Iran, die diamante,
koper, noem dit op. Dit behoort nie aan SWAPO nie, dit behoort ook nie aan die regering nie. Dis die mense in die land sinne. Met ander woorde, dit moet so hanteer word, dat dit tot voordeel van elke persoon in die land is. Maar dit word nie gedoen nie. Die Chinese sit daar so, hulle myn daai Iran uit en hulle stuur dit weg. En hulle verdien die geld en dan betaal hulle verdeek waarskynlik nog met hulle boeke en hoeveel wins hulle regtig gemaak het met die belasting wat hulle betaal. Daai geld is weg. Hulle doen nie herbeleggings in die land nie. Ek sal 'n baie kundige komitee saamstel as ek die president in hierdie land is en ek sou vir hulle sê, nou vat julle myn vir myn. En julle gaan kyk, wat het daai mense gedoen? Wat het hulle belê? Soos die Chinese wat nou Rossing Uranium byvoorbeeld gekoop het, daar is ander myne, Chinese wat die ander myne opgerig het. Wat was die totale belegging wat hulle moes maak om te kon begin myn? En wat is die winste wat hulle gemaak het vandat hulle dit begin doen het? Met ander woorde, het hulle al gelyk gebreek. En as hulle gelyk gebreek het, wanneer dit gebeur? Wat is die winste wat hulle in 'n jaar verklaar het? Wat is dit wat aan die regering oorbetaal is? Dan sê ek, nee, kom, nou gaan sit ons om 'n tafel. Julle het julle return on investment, of julle, nie on investment, julle het julle belegging, julle het gelyk gebreek, julle het julle geld teruggekry, al die biljoene, of wat ook al wie julle spandeer het. Nou gaan sit ons. En nou onderhandel ons. Ek sal baie eerder met enigiemand anders as 'n Chinese onderhandel. Maar nou praat ons oor wat is Namibië se aandeel in daai natuurlike hulpbron van ons. En dieselfde moet geld met die olie wat hulle nou kamptig ontdek het en die gas. Dieselfde moet geld. Die man wat toe nou sê, ja, maar jy weet, die mense moet daarom onthou dat die mense het biljoene wat hulle spandeer op eksplorasie, dis so, en om dan die myn te vestig, dis so, dis groot geld. 'n Myn het ons 'n langtermynsiening. Okay, daar is sekere myne wat jy sê, as jy kyk, ek weet, hulle het al 'n paar keer gesê, hulle gaan nou afskaal en so aan, wat die reserves is nie meer wat dit was, of wat hulle gedink het nie, of wat hulle gedink het, wel gedink het. Die feit van die saak is net, daar moet met hierdie myn onderhandel word. Ons moet 'n baie beter persentasie van daai inkomste van daai myn kry. En dan kyk jy na Karibib. As jy daar deur Karibib bly daar. Hulle is besig om daai berge weg te vat. Daai Chinese. Maar daai marmer. En ons laat dit toe. Ons laat dit toe. Koop die besigheid daar, bring 'n klomp saagmelens in en saag daai marmer op en vat daai blokke uit, dan vat hulle dit oor see, hulle gemaak beautiful teëls en dan stuur hulle die teëls en koop ons die teëls weer. Dis ons marmer. Die regering behoort toe te tree en sê, maar wie in Namibië kan dit doen nie? Julle kan dit nie doen nie. Okay, maar ons gaan nou, wie stel belang? Tender vir die myn, of wat ook al. En dan kry ons ekspertise van oorsee van ons sê, nou kom wys julle van ons, hoe maak ons hierdie teëls? Wat het julle nodig? Gee die manne die geld. Dan weet ons ten minste as hulle dit gedoen het, dan word die klaar produk hier vervaardig en hy gaan die land uit as 'n klaar produk. Die wins bly hier. So natuurlike hulpbronne kan ek vir julle sê, en dan die visbedryf wil ek eintlik oor praat. Kyk, ek dink die eerste ding wat ek gaan doen, ek gaan 'n Mirage koop met sulke missiele. Wat ek vissersbote kan skiet. Dit klink nou erg om te sê, maar nee, ons patrolliebote en patrollievliegtuie. Ons kus, behalwe die robbe, en ek kom nou by die robbe, maar behalwe die robbe, ons kus word geryp, verkrag deur fabrieksbote van oorsee af. Wat eenvoudig inkom en hulle kom vang ons vis. Ons weet nie eens hoeveel vis hulle vang nie. Ons sê kamptig ons weet. Ons het nou kamptig inspekteurs so toe gaan. Klim daar op die boot of op die skip of wat ook al. Dan sê hulle, okay, ons het soveel, maar net vir jou sê, ons moet daai ding bietjie halveer. Hierso is net so 'n paar dollar vir jou en dan skryf jy daar op die verslag, ons het nou soveel vis, maar nie soveel gevang nie. En daar gaan hulle. Niemand het beheer daaroor nie. Daai vis wat in ons waters gevang word, moet op die land in Walvis Bay verwerk word. Laat hy weer eens as 'n klaar produk in die land uitgaan. Mense, hoekom sê ek al hierdie goed? Dan praat ek eens van die robbe nie. Weet,
Is daar iemand van julle wat weet hoe mens 'n klomp robbe op een slag kan doodmaak? Maar ek praat van 'n klomp. Maar wat die mense hulle miskien kan weglok van die strand af, en hulle daar diep in die see gaan doodmaak. Hulle reken, hoeveel robbe is daar? 4 miljoen. Langs die Namibiese kus. 4 miljoen. Maal 25 kilogram per dag. Maak hy som. En dan wil hulle die vissermanne langs die see sê, hulle kan net soveel vis vang, want ons is besig om die vis op te vang. Nonsens. Ons moet die robbe minder maak, ons moet die ander bote uit ons waters uitkry, ons moet ophou vislisensies vir mense te gee, wat nie is 'n bote, hulle weet party van hulle weet nie hoe so lyk 'n vis nie, maar hy kry vislisensie, aan die einde van die jaar kry hy maar net sy geld, want hy verkoop sy vislisensie in sy regte. Hoekom sê ek natuurlike hulpbron? Dit sal vir ons die vinnigste in 'n posisie plaas waar ons buitelandse skuld kan betaal. Met ons eie goed, nie om nog geld te gaan leen om skuld te betaal nie. Ons gebruik ons eie natuurlike hulpbronne en wat ons ook al, dan praat ek nie eens van die landboubedryf. Die landboubedryf lewer 'n groot bydrae in plaas van ook wat werkskepping aanbetref. Maar dis wat ons moet doen. Ons moet gaan sit en dink, hoe gaan ons skuld in hierdie land die vinnigste terugbetaal? En ek sê vir u, die dag as hy terugbetaal word, die dag as hy skuld terugbetaal word, en ons het 'n standhoudende, vaste, behoorlike inkomste uit ons natuurlike hulpbronne, uit die landbou, uit die visbedryf, dan sê ek vir u, hoef niemand belasting te betaal in hierdie land nie. Hoor wat ek sê. Kinders sal nie hoef skoolgeld te betaal nie. Ons is 3 miljoen mense. Ons is net 3 miljoen mense. Maar dis die goed wat by hierdie regering se koppe verby hardloop. Hulle is nie dom nie. Hulle is dom as strand. Ek dink hulle word verduidelik wat om te doen, maar die grootste krisis waarmee ons sit is, hulle is eintlik in 'n groot mate besig met 'n kommunistiese stelsel wat hulle hier ingebring het. Want wat doen jy? Jy hou die mense arm, en ek wil amper sê jy hou hulle dom, ongeskoold, want jy wil hê hulle moet afhanklik wees van die regering, want dan kan jy hulle beheer. En dis wat SWAPO gedoen het. Dis hoekom daai Okavango en die Caprivi nooit ontwikkel is nie. Daar sit hulle met die Neckartal dam, ek meen, hy is gebou vir al die kickbacks wat daar plaasgevind het. Maar nou is hy daar. Daai grond is so diep, vrugbaar, verder is 'n klip. Hulle gaan bou daai dam en sê, hulle gaan vir die suide gaan nou daar, ek weet nie wat als doen. Hulle soek die mense afhanklik van hulle, sodat hulle kan rondgaan, en as die mense honger is, en is desperaat, dan kom hulle, en dan het hulle die voedselhulp en droogtehulp wat hulle uitdeel. Dan sit nou SWAPO wat dit uitdeel, nie die regering nie. En as jy by 'n village kom, en hulle het die vorige verkiesing vir die oppositie gestem, gaan hulle by hom verby. Dan gee hulle vir die volgende billetjie kos. Volgende keer dan sê hierdie spul, not te wil. Ons is honger. Ons stem vir SWAPO. Ons soek hy kos. Dit is skokkend wat aan die gang is. En dit gaan nie nou van nou af so, dit gaan al vir 'n lang tyd so. Right, so ek wil nou begin klaarmaak. Ek is bitterlik opgewonde oor die toerismebedryf. Die van julle wat in die toerismebedryf betrokke is, ek dink julle is ook baie dankbaar na COVID wat gebeur het. En as jy nou sien hoe die bakkies ry en so, dit is absoluut wonderlik. So nou hoop ons net dat ons verjaar wragtig goeie reën gaan kry en dat die boere kan opstaan, want dit is, ek was nou en daar in die suide en oral, as jy sien wat daar aangaan, ek weet nie, ons mense het net 'n ander karakter en hulle byt vas en dan kom ons deur. Op die einde, baie hoek of baie kroek, dan kom die ouens deur en dan gaat hulle, en ek hoop net wragtig, die regering, en dit is nog een ding wat ek sou gedoen het as ek die president is, ek sal na die boere kyk. Ek sal 'n leningsskema aan die gang sit wat hulle kan geld leen as hulle nou regtig so in die moeilikheid is, dat hulle het net nie meer, maar die volgende is bankrot. Dan sê ek not te veel. Ons het daai kwaliteit in hierdie land nodig. Help tot die ding weer op sy voete is. Ons boere is mos 'n ander karakter mens. Dis mos 'n ander karakter. So
ek het nou nie, ja, ek wil nie eens oor korrupsie praat nie. Julle weet van korrupsie net soveel soos ek, of meer. En dan die ander ding is geweld teen vrouens en kinders. Ons gaan dit in elk geval doen. Of ek nou president is en of ek nou niks is nie. Maar ons gaan 'n wet versoek in die parlement indien, mosie indien, waar ons gaan vra dat wanneer daar geweld teen vrouens is, en dit kan deur 'n dokter bewys word, wat baie keer maklik is, want as die vrou se oë toegeswel is en sy het getuies en so aan, dan moet daar 'n hof wees. Hy moet nie vir 'n jaar in die tronk sit en dan 'n verhoor word en dan kry hy opgeskorte vonnis. Nee. Hy moet binne 'n week gevonnis word. En as jy 'n vrou geslat het, dan gaan jy vir 10 jaar tronk toe. Sien eenvoudig soos dit. As jy 'n vrou of 'n kind verkragt het, gaan jy lewenslang tronk toe. Jy kom uit die stelsel uit en jy sal doodgaan in daai tronk. Nie die 25 jaar wat nou kamptig lewenslang is nie, nee, lewenslang. Hierdie nonsens wat in ons land aan die gang is, met hierdie mans wat vrouens met messe steek en doodmaak, jy lees nie meer 'n koerant elke dag of daar's nie weer 'n geval wat iemand sy liefmeisie of sy vrou of sy girlfriend doodgemaak het nie. En die goed wat ek nou vandag vir u gesê het, is alles moontlik maklik. Jy het net die politieke wil nodig om dit te kan doen. En daarmee gaan ek nou afsluit. Ek dink ek is lank al oor my tyd, maar nou het ek aan my eentjie gekom daarvoor.